Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Ek het nie beplan om hierdie week 'n boodskap uit te stuur nie, maar ek het die hele tyd 'n gevoel gehad dat die Gees my aanpor. So hier is die boodskap dan vir oggend. Ons tema: laat val weer u vuur. Kom ons doen net eers 'n gebed. Here, vir oggend kom ons na U met heilige respek en in diepe afhanklikheid. As ons soos 'n Samuel van ouds vir U wil vra, spreek Here, U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. Vriende, ons lees 1 Konings 18, is 'n lang hoofstuk, maar ek gaan vir ons net 'n uittreksel lees. En ek begin met die profeet Elia se versoek aan koning Agab, vers 19. Roep vir my die hele Israel bymekaar op Karmelberg, die 450 profete van Baal en die 400 van Asjera wat van Isebel se tafel af eet, moet ook daar wees. Dus toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete en hy het ook die profete op Karmelberg laat bymekaar kom. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê: hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk: ek alleen het oorgebly as profeet van die Here, maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons 2 bulle. Hulle kan vir hulle 1 bul kies en hom opsny en op die hout uitlê. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. Dan moet julle tot julle God bid en ek sal tot die Here bid. En hy wat met vuur antwoord, is God. Die hele volk het geantwoord: dis goed so. En dan vers 38. Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep: die Here is God. Die Here is God. Ons lees tot sover, mag die Here dan ook hierdie woord vandag aan ons harte seën. Liewe vriende, baie van julle ken waarskynlik hierdie verhaal, maar ek glo dat dit tyd geword het dat ons almal in Suid-Afrika in 2025 weer baie goed daarna moet luister. Want die gebeure wat hier plaasgevind het, hou baie beslis ook vir ons dag 'n waardevolle boodskap in. In 1 Konings 18 konfronteer die profeet Elia sy afvallige volk oor hulle verdeelde lojaliteit tussen God en Baal. En dan dring hy by hulle aan dat hulle 'n keuse tussen God en Baal moet maak. En hulle ten volle aan die een of aan die ander een moet verbind, maar hulle kan nie albei dien nie. Koning Agab reël dan op versoek van Elia 'n volk saamtrek by die berg Karmel, 'n omgewing waar die Baal godsdiens klaarblyklik sterk oorgeneem en beoefen is. En dan konfronteer Elia die 450 profete van Baal in 'n dramatiese stryd op die berg Karmel om te bepaal watter godheid die ware God is. En met hierdie handeling daag Elia terselfdertyd ook die Israeliete uit om tussen God en Baal te kies. En saam met hierdie uitdaging stel hy dan die volk voor 'n toets om hulle te kan help om die regte keuse te maak oor wie die ware God is. Beide kante moes 'n altaar bou en dan 'n offer bring. En dan moes hulle God aanroep om vuur te stuur om die offer te verteer. Nie een van die twee kante mag self die vuur
aan die brand steek, die altaar aansteek nie. In Elia se woorde, dan moet julle tot julle God bid en ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord, is God. En vriende, die volk aanvaar die uitdaging en die profete van Baal kry dan eerste kans. Die Baal-profete berei hulle heidense altaar voor en bring hulle offer en dan roep hulle afgod aan, van die oggend tot die middag, maar daar is geen reaksie nie. Hulle sny hulle self met swaarde en spiese in 'n poging om Baal se aandag te kry, maar sonder enige sukses. Daar was absoluut geen reaksie van Baal na ure van hulle geroep en selfs ook hierdie ritualistiese selfpyniging nie. En vriende, toe is dit die profeet Elia se beurt om die ware God aan sy afvallige volk voor te stel. Is dit nie tragies nie? Broeders en vriende, dat die Here se volk so ver van hom af wegbeweeg het en kompromieë met heidense afgoderry kon aangaan, dat hulle oë weer op so skokkende wyse oopgemaak moes word. Eers moes Elia die Here se altaar wat afgebreek was, herstel en dan berei hy sy offer voor. Hy laat die altaar dan ook verskeie kere met water nat maak, sodat sy volk nog duideliker kon sien waartoe die ware God in staat is. En dan bid Elia tot die Here en dadelik val daar vuur uit die hemel en verteer die offer, die hout, die klippe en selfs die waterderdrenkte grond. Wat die krag van die God van Israel sommer behoorlik gedemonstreer het. Toe die Israeliete hierdie wonderbaarlike vertoon van God se mag sien, het hulle op hulle aangesigte neergeval en verklaar, uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Nou vriende, vanuit hierdie gebeurtenis kan ons vandag sommer 'n hele paar lesse leer. Eerstens beklemtoon dit die absolute mag en soewereiniteit van die God van Israel, die God van die Bybel, dieselfde Here wat ook graag vandag ons Here en ons God in Suid-Afrika wil wees. Verder wys dit ook vir ons op die loutere dwaasheid van afgodsdiens. Destyds was dit die afgod Baal, die Palestynse vrugbaarheidsgod, wat die Israeliete behoorlik bekoor het. Vandag is daar ongelukkig ook heidense afgode in Suid-Afrika en ja, wêreldwyd ook, moderne afgode en ook valse godsdienste en demoniese rituele en praktyke wat mense bekoor en hulle van die ware Here af weghou. Baie van ons mense het vandag ook, net soos die Israeliete van destyds, afvallig en verward geraak en van die ware God af weggedwaal. Maar, liewe vriende, gelukkig is daar in hierdie afvallige tyd waarin ons vandag bevind, steeds ook in ons land 'n toegewyde groep gelowiges oor verskillende kerkgrense heen. Mense wat die ware God ken, die ware kerk sou ons kon sê. Mense wat God ken en aanbid en vashou aan sy woord. Vriende, dit het dringend tyd geword dat ons, en ek sluit myself graag ook hierby in, by hierdie groep in, dat ons die kragtige verlossingsboodskap van die Here Jesus Christus, met sy volle implikasies, onbeskaamd en onbevrees, aan die verwarde en verdwaalde mense van ons land sal voorhou. Dit het dringend tyd geword dat die mense van Suid-Afrika wakker geskit moet word en met die waarheid gekonfronteer moet word,
soos in hierdie verhaal van 1 Konings 18. En hiervoor soek God in ons dag profetiese stemme van mense wat nie vir ons hedendaagse tydsgees bang is en vir oormagte terugduins nie. Mense wat soos Elia bereid is om die afvalliges en die afgedwaaldes oor hulle verhouding met God te konfronteer. Vers 21. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as dit Baal is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Elia se boodskap het destyds aan die mense die geleentheid gegee om tussen die waarheid en dwaalleer te kies. Tussen die God van Israel en die afgod Baal. Vandag wil God ook aan ons die geleentheid gee om 'n keuse te maak tussen gehoorsaamheid aan hom of gehoorsaamheid aan die gebooie van mense. Interessant is, vriende, dat Elia nie die volk afgeskryf het toe hulle met sy eerste oproep tot bekering nie gereageer het nie. Hy het hom nie laat afsit nie en volhardend voortgegaan. Dit het ook nie vir Elia saak gemaak dat hy alleen staan teenoor 'n oormag van 450 Baal profete en ook nog 'n ander klomp nie. Elia het geweet, hy dien die ware God en dat God hom in hierdie stryd teen die Baal profete sal help en sal seën, omdat hy vir die ware God en die waarheid opgestaan het en hy graag aan God gehoorsaam wou wees. Nadat die volk aanvanklik niks gesê het, skep hulle dan moed en dan antwoord hulle vir Elia dat sy voorstel reg is, goed klink. En dan volg die gedeelte waar die Baal profete hulle geleentheid kry om Baal aan te roep en hulle afgod die toets met onderskeiding dop. Want nie Baal of enige van sy demoniese magte was in staat om die vuur aan te steek nie. Want liewe vriende, eintlik was dit nie Elia nie, maar God self wat hier in beheer was. God se eer was op die spel en God waak self oor sy eer. Ons lees hoe dat Elia later selfs met die Baal profete begin spot het. Waarskynlik om hulle en ook die volk se oë oop te maak vir die valsheid en dwaasheid waarmee hulle self besig gehou het. Op die berg Karmel het die skare Israeliete 'n magtige demonstrasie van die ware en ook die valse godsdiens gekry. En vriende, hierdie gebeure spreek vandag nog tot ons almal wat van God af wegbeweeg het en wie dalk ook in hulle onkunde en hulle verwardheid op twee gedagtes hink. Broer en suster, liewe vriende, daar's vandag baie van ons mense wat die Here dalk eens op 'n tyd geken het en gevolg het en gedien het, maar baie van ons het afgedwaal van die Here. En dalk ook moderne afgode begin dien. Of sommer net los van die Here en in ongehoorsaamheid aan sy woord begin lewe. Vandag, en spesifiek in hierdie tyd van afvalligheid, voor die naderende wederkoms van ons Here Jesus, wil God ook in sy groot genade vir ons konfronteer en terugroep na hom. En ja, is dit ook sy hartsbegeerte om ook ons land te genees en ons oorvloedig te seën. Maar dan is dit belangrik en noodsaaklik, vriende, dat ons met berou en sondebelydenis na hom toe sal terugdraai, soos ook in 1 Konings 18. Net soos in 1 Konings 18, ons ook weer die afgebreekte altaar van die Here in ons lewens en ons land sal herstel. In vers 30 staan daar hierdie woorde, toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my, en hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Here
weer reggemaak. Vriende, ek nooi julle vandag om by die ware kerk van die Here Jesus te kom staan. En ek praat nie van 'n bepaalde kerkdenominasie nie, maar van al die ware gelowiges in ons land oor kerkgrense heen, om saam in 'n eenheid te kom staan en weer die altaar van die Here in ons huise en op ons dorpe en reg oor ons land te begin herstel. As ons bereid is om dit te doen, vriende, dan sal ons dalk binnekort ook kan toekyk en kan ervaar hoe dat God weer homself op 'n magtige wyse aan ons sal vertoon en die vuur van herlewing op ons sal uitgiet. En saam met die herstel van God se altaar wil ek ook vir ons op die krag van gebed wys. Ons wat die Here ken, moet ook voor God op ons knieë val en pleit vir 'n genadige en kragtige ingryping van God. Ons lees hoe dat Elia gebid en by God gepleit het: Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel. Antwoord my, Here, antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U, Here, God is en dat dit U wil is wat hulle harte weer tot U bekeer. Dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. En onmiddellik, liewe vriende, na Elia se gebed lees ons dan hoe dat die vuur van die Here afgekom het en alles verbrand het. God verhoor Elia se gebed en 'n magtige vuur val uit die hemel en dit verswelg selfs die klippe van die altaar. Maar vriende, ek wil ook vir ons op die wonderlike resultaat wys wanneer die almagtige God ingryp en sy heilige vuur stuur en homself op 'n kragtige wyse aan sy volk openbaar. Mense en selfs 'n hele volk val in oorgawe en heilige vrees voor die Here neer en begin hom eer as die ware en enigste God in hulle lewe. Vriende, die boodskap van 1 Konings 18 doen vandag 'n ernstige beroep op ons om van alle afgode in ons lewens ontslae te raak en met oorgawe terug te keer na die Here. Kom ons wat die Here ken, voeg ook ons pleitroepe by dat God homself op 'n kragtige en duidelike wyse aan die mense van Suid-Afrika sal openbaar. Ja, dat hy weer sy herlewingsvuur, wat die vuur is van die Heilige Gees, op ons sal laat val, sodat die mense van Suid-Afrika die ware God van die Bybel sal leer ken. En ook diegene wat afgedwaal het, weer na hom toe sal terugkeer en hom weer met 'n nuwe toewyding, 'n passie sal begin dien. My vriend en vriendin, neem vandag 'n besluit om die Here se altaar in jou eie lewe te begin herstel. En begin sommer ook om saam met my en baie ander voorbidders getrou vir herlewing in ons land te bid. Dat God weer sy heilige vuur sal stuur en dat hy ons land sal kom skoonbrand en kragtig sal kom nuut maak, sodat die Here Jesus Christus as Here en Koning reg oor ons land aanbid en gedien en geëer sal word. Amen. Laat val weer U vuur, Here, en konfronteer alles wat vuil en verkeerd is in ons land en ook in ons lewens. Here, kom vertoon U self op 'n magtige wyse as die enigste en ware God en kom bring weer nuwe lewe onder ons mense. Kom brand ons harte skoon, kom louter en suiwer ons en kom maak ons land
weer mooi en nuut. Brand weg en vernietig alles wat nie tot u eer is nie. En kom bring deur u Gees heerlike nuwe lewe in ons harte en ook nuwe lewe vanuit die ashope van ons land. Here, u het dit al in die verlede gedoen en u kan dit weer doen. Laat val die vuur, Here, en wys ons u grootheid en u genade. Ons bly biddend en ons bly in verwagting in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, dit bring ons by ons slotlied, Send the Fire, gesing deur Lyndall Cooley, 'n baie ou herlewingslied wat destyds tydens die Brownsville herlewing baie gewild was. Geniet die lied. En vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Vrede vir jou. Oh God of burning, cleansing flame, send the fire. Your blood-bought gift, today we claim. Send the fire today. Yes, Lord. God of Elijah, hear our cry. Send the fire and make us fit to live or die. Send the fire today to burn up every trace of sin, to bring the light and glory in. The revolution now begins. Send the fire. Send the fire. Send it, Lord. Oh, send the fire, yes. Send it, Lord. It's fire we want, for fire we bleed. Send the fire. The fire will meet our every need. Send. Give us strength to always do what's right, and grace to conquer in the fight. For power to walk this road in wide. Send the fire. Oh, send the fire. Send it, Lord. Send your fire. Oh, come, Holy Spirit. Look down and see this waiting host, and send the promised Holy Ghost. We need another Pentecost. Send the fire. Yeah, send the fire. Oh, Jesus. So make our weak hearts strong and brave. Send the fire. To live a dying world to save. Send. Lord, we're here tonight and we're on your altar. Send your fire.